sê, this is my hour for my new display. For the display that I'm about to do is my glory, and in my glory you'll see my face. For it's time for my church to see my face as I want to display it, and not how religion sometimes spoke of it. I'm your Father. And I invite you this morning and this day to draw me closer, because I'm already with you. Keeps on saying, bly dit sê, a new display of my face and my glory. Hoe vind dit plaas? Jy sien maar die honger in jou hart, trek sy teenwoordigheid. Hoe meer jy toelaat dat die Vader jou honger maak vir hom, jy kan dit nie eens uit jouself uit doen nie, jy kan net toelaat dat hy dit doen, dit trek hom. En die Heilige Gees is vir ons gegee op die aarde, en hy is, ekskuus vir die Engelse woord hier en daar, a gentleman. Hy kom nie net nie, hy kom wanneer hy uitgenooi word. En ek wil vanoggend vinnig met jou gesels, sommer maar net wat op my hart is, die Here het vanoggend so 'n bietjie verander, ek gaan nie vir jou 'n lang boodskap gee nie, sê, dankbare hart, my siel. En dit is my so interessant, toe die Here vir my sê, ek moet bietjie met julle praat, so met Johannes 16, en dis 'n boodskap wat hy eintlik vir sy kerk gee, in Hebreë vir sy liggaam, dat julle toevallig die hele jaar het die Here op Willem se hart gelê om te praat oor die Vader, en die verhouding met Jesus, en die Heilige Gees. Daar's twee geskenke wat die woord van praat. Jesus praat van homself as 'n geskenk, en dan hoor ons van the gift of the Holy Spirit. So ek wil, jy moet gou saam met my lees, hier in Johannes 16, en dan gaan ons bietjie na Johannes 17 toe gaan. My nuwe Afrikaanse Bybel, die meeste plekke, dan praat ek maar uit die Engelse een, ek dink maar net, ek het nodig om meer Engels te praat, want in Engels kom jy altyd so lekker uit nie, weet. Wie daai probleem? Het is eintlik interessant, dat die jongman sy hand opsteek, want die jonger generasie is baie meer gemaklik met Engels as ons. Ek het eers die laat 30's, moes ek meer begin Engels praat met mense, en dit het interessant uitgekom. Baie interessant uitgekom. Jy weet, as Amerikaners hier kom bedien, en ek praat Engels met hulle, so frons op hulle gesig, en jy weet, dit het nie vir hulle soos Engels geklink daai nie. So in Johannes 16 vers 6 tot 7, bekende skrif, bekend, hy sê, maar omdat ek dit vir julle gesê het 3 voet in julle hart kom, Jesus wat gesê het, hy gaan. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Nou, in die woord, as jy die Bybel lees, dan tel nie noodwendig die emosie of die hart op waarmee Jesus hierdie skrif gestuur het nie. En toe die Heilige Gees maar net die skrif toe vat, toe voel ek sy hart, Jesus was so opgewonde. Jesus was opgewonde toe hy sê, ek moet gaan, want as ek gaan ek die Heilige Gees stuur. Hoekom was hy opgewonde daaroor? Ons gaan nou daarby uitkom. Ek wil die gedagte vir julle gee rondom dit. Ek wil Matteus 6 intrek by dit, waar Jesus die disippels deurbid, sê, Vader, soos in die hemel, so ook op die aarde, en dan gaan na Johannes 17 toe, wat my so fenomenaal was vanoggend vroeg, toe ek wakker word en die Here sê net vir my, trek Johannes in hierso, dink, wow, so Jesus kom en hy's opgewonde om vir jou geskenk te gee. Wie van julle hou van Jesus se geskenke? As hy sê, ek stuur vir jou geskenk, dan maak my hart so oop. Ek was 11 jaar oud toe ek my hart vir die Here gegee het, vervul was met die Heilige Gees, en ek was hierdie ou skaamskigter seentjie wat bang was vir alles, wat nie eens 'n toespraak kon lewer op skool nie. Afrikaans en Engels was my swakste vak gewees, jy weet.
En Jesus het dit gedink is 'n goeie idee om my te roep vir die voltydse bediening. My ma het gesien toe ek vir haar sê, Henkie, maar hoe gaan jy praat? Weet jy, jou ma sê, en jy so bemoedig. Want ek het nie gepraat nie, ek was so bang gewees dat ek was so minderwaardig, dat die minderwaardige mense het sê ek is minderwaardig. Dat jy weet, dis super minderwaardig, jy weet. Ek was 'n special minderwaardige persoon gewees. Jy weet, ek was 'n spesialis op baie area gewees. Maar wie weet en wie is opgewonde dat Jesus iets anders te sien as in jou kyk, en hy jou kyk deur die oë van vlees, en hy kyk nie net jou deur die oë van vlees met jou swakhede en tekorthede nie, maar hy kyk deur die oë van sy Vader, en sy Vader sê, ek het jou geroep. Jy is my seun, jy is my dogter, ek het net 'n hart nodig wat sê ja. En as 'n 11-jarige seentjie deur sy genade, toe ons 'n liedjie sing wat sê, Lord, you are more precious than silver, Lord, you are more costly than gold, en my hartjie gaan so oop, en hy gaan in die dieptes van my hart, die trane stroom oor my wange, en ek ontvang hom, en dit is my redder, die een wat my sonde vergewe nie, maar is die skat van my hart. Want 'n hart wat uitgeroep het na iemand om hom net lief te hê en hy word daai persoon. En daarna, toe hoor ek, hy het 'n geskenk vir my, die Heilige Gees. So ek het so voorloper vir julle na die Pinksterdiens toe, vat hande met dit waarmee die boodskap het my gee, voordat ek met Willem gesels het of met Johan gesels het. Dan dink ek, wow, is die Here nie wonderlik nie. Hy's besig, ekskuus as ek dit in Engels sê, baie keer die Here praat met my in Engels, ek weet nie hoekom, ek dink ek weet hoe, want ek met my Engelse punte optel bietjie, jy weet. Wie van julle het dit ook so? Praat die Here met jou in Engels, jy weet, nou weet julle hoekom. En ek hoor hy sê, I'm setting you up. Praat vir julle as gemeente. Hy het dit nou net vir my sê. Hy sê, I'm setting you up for a great move of my glory. And if you tap into my heart, you will find that my decree and my heart's desire is to spill over you my glory. But my glory comes with a price where you need to lay down your mind and make me Lord of your life and say, Lord, not my thoughts anymore, not my desires anymore. Lord, I want you. Are you prepared to say, Lord, whatever it costs? Daai een lied wat julle so gesing het, is deel van die roep wat die Heilige Gees deur julle as gemeente doen, waar hy gesê, Here, kom en brand my skoon. Ek kan nie woord onthou nie, maar het was so fenomenaal. Dit is die tweede lied wat jou vrou hulle gesing het. Daai is 'n gebed vir die gemeente wat die Heilige Gees roep, wat tot die Vader se troon kom, want dis wat hy wil manifesteer. Wat is jou naam, jongman? Alwyn. Daar's 'n heavy salwing oor jou lewe, Alwyn. Ek weet nie wat jy doen op die oomblik nie, maar ek wil jou sê, ek sien jou preek, ek sien jou praat oor die Here, en ek sien die krag van die Here wat vloei, en jou hart wat sê, ek soek nie eer vir myself nie, but I love this King, and I know this King has things to say to his people, Lord, and I'm willing for you to say it through my life. And God said, that's why it will flow, because it will not be your preaching, your sermon, it will be his preaching and his sermon. Toe hy daar speel, so sien ek, hang so oor, en sê, wow, Here, dit is so awesome, dit is so fenomenaal. So hy sê, ek moet weggaan. Ek moet, en Jesus was opgewonde toe hy dit sê. Hy sê, sodat ek die Heilige Gees vir jou kan stuur. En dan wil ek inbring, daar's 'n rede, hoekom het hy die Heilige Gees gestuur? Hoekom het ek en jy hom nodig? As 'n 11-jarige, 12-jarige seentjie, was dit die Heilige Gees wat my selfvertroue gegee het om iets te doen. Om vir iemand iets te vertel van hom. Want aan myself was ek te skaam. Myself was ek te bang, te onseker. Het ek nie die vermoë gehad wat ander gehad het om te praat nie. Maar as hy oor my kom, dan voel ek sy hart. Sy nou na die dieper waarheid toe rondom dit. Matteus 6 kom Jesus en hy leer die disippels om te bid. Hy sê, my Vader, dat u naam geheilig word, laat u koninkryk
kom, dat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. So wat hy sê is bid, en as hy vir die disippels sê bid, sê hy vir ons om dit te bid, en as ons bid sy wil, sal dit deur hom gemanifesteer word. So dis belangrik dat Jesus ons leer om te bid. Vader, laat dit wat in die hemel is, manifesteer, wat u noem, u koninkryk, manifesteer op hierdie aarde. Is daar in die hemel siekte? Is daar vrees? Is daar depressie? So ook op die aarde. Daar's nie depressie nie. Daar's nie siekte nie. Daar's krag en heerlikheid, daar's autoriteit, daar's vrede, daar's selfvertroue, daar's genade, daar's vergifnis, daar's goedheid, daar's seën, gees, siel en liggaam. Vader, so ook op die aarde. En hy sê, bid so, konstant, bid so. Maar hy het geweet, ek en jy het nie die vermoë om hemel te manifesteer op die aarde nie. Ek en jy het nie die vermoë nie. Die disippels kon nie eens die wet hou nie. Ag nie die disippels nie, die Israeliete. Ja, die disippels son die Heilige Gees, so kon dit ook nie doen nie. Nou Petrus het ore afgekap. Hier's van julle wat oor afkappers is. Wie het selfvertroue om te sê, ek dink ek is een van hulle. Daar's dan een brawe siel daai kant. Want ons het 'n sekere sleutel, 'n knoppie in ons hart, wat maak dat die vyand op 'n druk en dan kom daar woede uit, en dit lyk nie soos Jesus nie. En ek sien hoe die Here oor julle glimlag, en hy sê, maar ek weet waantoe ek op pad is met hulle. Ek weet waantoe ek op pad is met Petrus wat oor afgekop het, want ek het geweet, as hy gevul word met my gees, gaan hy hierdie magtige evangelis word, en ek sal hom kan stuur waar ander nie bereid sal wees om te gaan nie, en dis profeties wat ek het vir van julle sê, ten minste 4-5 van julle, ten minste 4-5 van julle, vir julle sê vanmôre, die Here sê, ek weet waantoe ek op pad is, mense oordeel julle, omdat julle vinnig van vlam is. The sons of thunder. But God sê, jy gaan kom op 'n plek waar jy honger, sê, Here, ek wil nie meer so wees, ek soek u, en dan gaan daar 'n nuwe salwing en vulling met die Heilige Gees kom, en jy gaan in 'n oomblik verander in 'n ander man. And you will attack the devil on a constant basis, and you will destroy the works of the enemy oor mense se lewens, en in die werksplek, en in die besigheidswêreld. Jy sê, jou duiwel, jy los vir middelburgheid, jou duiwel, jy los hierdie man, hierdie vrou uit, en die Here sê, hy sal nie 'n keer sê nie, hy sal moet gaan. Jy sal weet met wie ek nou praat, want jy sal voel dit brand in jou gees. Die Heilige Gees is besig om met van julle te praat hierso. So hy sê, laat u koninkryk kom. Hoekom? Want net God kan sy koninkryk manifesteer op die aarde. Maar waar woon hy? In jou. Hy woon in jou, wille. Kolossense 3 is jou skrif, vers 8-9 wat sê, die volheid van die Godheid woon in jou, maar hy gaan jou bring op 'n plek waar die openbaring daarvan in jou gees gaan val, en jy sal sê, Here, manifesteer soos wat u wil, sodat hulle u sal sien, en u gesig sal ontmoet, dat hierdie dorp Jesus sal sien, as hulle my kyk, sal hulle nie vir Willem ken nie, maar hulle sê, I see the face of the God that he serves, and I need that God. Terwyl ek daar bid, toe vat die Here my in die gesig in, en ek voel geweldige aanvalle in die gees. Moenie dink is 'n negatiewe ding nie. En ek sê, Here, hoekom gaan die vyand uit om soveel aanvalle te loos, en in die gees stel hy my op, en ek begin dit aan te spreek. As jy goed dat jy verkeerd doen nie, is dinge wat die vyand, en hy sê, want hy is bang oor dit, wat hy weet, ek geroep het, oor die area, en oor julle as gemeente. Hy is bang dat julle kom by die bewuswording, dat hy julle geroep het, om gesag te neem, en die demoniese magte uit te dryf, sodat sy heerlikheid kan kom, mense sal inkom, en skielik sien ek, hordes mense, en ek sien 'n hek, en hy sê, die hek hou hulle nog uit. Ek wil hulle stuur, ek sê, Here, wie wil hy stuur? Hy sê, ek wil die goddelose stuur. Ek wil die sondaar stuur. Ek wil die boemelaar stuur. Ek wil hom stuur wat nie glo daar's 'n God nie, en hulle wys daar's 'n God wat heers hierso, maar die hekke hou hulle uit. En toe sê hy vir my,
Willem, ekskuus, dis profeties vir die gemeente. Hy sê vir my, ek gaan die hekke laat val, en hekke is baie keer ons vooropgestelde idees van wat's reg, wat's nie reg nie. Wanneer mag jy, die Here sê, gaan dit vernietig, want julle is geroep om 'n oop deur te wees vir hordes om te kom, en ek sien die gebou vol, en ek sien hom oorloop. Want die hart van die Vader is besig om hulle te trek daar buite. En skielik is ek bewus van 'n pa en 'n ma en kinders wat verlore op die oomblik is en wat uitroep en sê, Here, help my. Tieners, kinders wat by die skool is en stoei met dwelms en stoei met goed en sê, Here, ek weet nie, maar help my. En die Here sê, daai gebed het ek opgeneem. En ek het gewag vir 'n mens, 'n man en 'n vrou wat sê, Here, ek sal die hart dra vir die omgewing. En ek hoor hoe die Here sê, Willem, ekskuus dat ek het jou nou net leer ken, maar sal julle die hart dra van God vir hierdie omgewing? Kan jy toelaat dat God sy liefde uitstort en dit jou lewe gee vir hulle, omdat jy sal lief hê soos wat hy hulle lief hê? Hy sê, then I will trust you of that. Dis kom jy hier sit. Dis hoe kom jy hier sit. Met jou vroukie, wat is haar naam? Andrea, ek sies Andrea, waar sê jy? Ja, sy sing mooi. Sy mooi. Sy sing baie mooi. Sy is gesalf en geroep om te sing, die Here het haar die talent gegee. Andrea, toe jy van daai liede sing hierso, dis nadat die Here vir my gesê het, die gebede wat opgaan konstant vanuit hierdie gemeente, toe sê hy, dis deel van die gebede wat opgaan. Hulle sing die gebede, of julle dit besef en of julle dit nie besef nie, gaan luister na die liede wat julle gesing het. Dit bid, Vader, bou 'n altaar hier, brand my weg, brand my gedagtes weg, my plan weg, my droom weg, Vader, en kom stabiliseer u plan en u droom, u gedagtes, maak my siel skoon, brand my siel skoon, sodat ek u gedagtes, u hart sal koester en sal navolg en sal nastrewe. En ek hoor nou skielik vir my sê, brand godsdienstige gedagtes uit my siel uit, my vooropgestelde idee, hoe u mag en nie mag werk nie. Want hy wil 'n nuwe ding doen, hierdie het ek nie voor, ek hoor dit nou, hy wil 'n nuwe ding doen, dit lyk nie soos die ou ding nie, dit lyk nie soos die ou wynsakke nie, ou wynsakke kan nie 'n nuwe ding dra nie, dit sal skeer. En as hy iets niets doen, in jou hart is, as jy, Here, gee nie om wat jy doen, hoe jy dit doen nie. Ek meen, as Jesus skielik jou op jou kop spin en jy rondtol, ek sê nie hy gaan dit doen nie, ek sê nie hy gaan dit doen nie, ek probeer ekstreme ding kry, gaan jy oop wees dat hy dit doen? Ek jou voorbeeld vertel van 'n ou met naam van, gaan nou op sy naam kom, my magties, hy vertel van hy moet gaan preek by 'n tent, hulle nooi hom uit, gaan nou op sy naam kom, en hy sê vir my, toe hy by die tent aankom, toe sê hulle met Engels praat, en hy kan glad nie. Hy kan net yes, no, en hello sê. That's it. En hy het dit bedoel. Hy sê, hy skrik vir hom in 7 dimensies in. Hy sê, Here, wat gaan ek doen? Maar hy was lief vir die Here. En hy het hom gesoek. En hy gaan vra die Heilige Gees, nie wonder wat gaan hy doen nie, hy gaan vra die Heilige Gees, sê ons het hom nodig. En hy sê vir hom, vat 'n stoel, en voor jy begin, sê net hallo, en voor jy begin, dan gesit jy die stoel by die deur, en dan vat jy en jy skop hy stoel uit. Waar staan dit in die Bybel? Staan nie daar nie. Sal ek en jy oop gewees het om dit te hoor? Ek dink ek sou dit gemis het. Ja, ek sou dit gemis het. Hy doen presies wat die Here sê, hy het dit direk self met my gedeel. Toe hy die stoel uitskop, toe kom die teenwoordigheid van die Here, daar mense begin op die grond te val, mense roep uit na die Here, mense kom tot bekering, mense word genees en gesond gemaak, fisiese genesings. Hy sê, ek kon nie preek nie, want daar was nie tyd om te preek nie. Wat is die naam my nou? Fanny Meyer. Hy bly op kampe oral in die land. Fanny Meyer. Ek hoor die Heer sê, is jy reg vir 'n nuwe ding? Het jy toegelaat dat daar's 'n nuwe ding, 'n nuwe boodskap wat die Here baie sterk lê, my seun self bedien sterk, to make him Lord of your life. He's our King of Kings, he's also the Lord of Lords.
To make him Lord of your jou lewe, om hom Heer van jou lewe te maak, is jy om jou siel te buig voor hom en te sê wat Jesus sê, ek sê niks wat my Vader nie sê nie. Ek doen niks wat ek nie sien my Vader doen nie. Ek laat nie toe dat my oë kyk na iets wat die Heilige Gees sê nee, en ek luister nie na iets wat die Heilige Gees sê nee nie. Ek vra hom eerste, en ek kyk net en doen net en luister net wat hy voor ja sê, so om jou siel te buig voor hom. En as jy dit gaan doen, sal jy bonatuurlike goed sien. Die Here wil 'n honger stuur, 'n nuwe honger. En as ek weer die voorreg het om te wees, moet ek onthou om te praat oor hy honger. Honger, want die honger sal ons harte sit op 'n plek waar hy kan werk soos hy wil, en die buig van ons siel vir hom om meer van ons te maak, gaan maak dit maak nie saak wat hy doen en hoe hy dit doen nie, solank hy inkom. Hy het my jare terug in drome ingevat, as ek wakker word uit die droom, sy kussing paps op nat gehuil. Ek gaan 'n baie interessante ding sê wat hy vir my gesê het. Hy het my gesê hy gaan bediening oorneem, Willem. Jy's leier van die gemeente, dus ek nou bly vir jou kyk. Sê ek pik nie op jou, maar jy verstaan dit. Hy gaan bediening oorneem, en ek sê, Here, wat bedoel hy? Hy sê, I'm the prophet, I'm the teacher, I'm the evangelist, I'm the apostle. Hy sê, my kinders het 'n funksie gevat en hulle het 'n titel gemaak en die krag daarvan verloor, but I'm taking over ministry. I will be the evangelist, the teacher, the prophet, the apostle. Maar my kinders se harte gaan sê, Here, dis U en nie ek nie. En dan deur jou sal Jesus apostel en Jesus profeet en Jesus leraar. Sê hy nie, noem geen een jou leermeester nie, want ek is jou leermeester. Die Heilige Gees jou leermeester wees. Ja, as die Heilige Gees kom en deur Willem of deur Johan of deur sê wie jou naam Alwyn kom en deur hom lering gee, dan luister ek. Want dis die Gees wat deur hom het doen. Ons verstaan dit. Hy werk deur sy kinders. But hier's die fokus. So, ekskuus, ek moet vinnig maar, so ons het die Heilige Gees nodig vir koninkryk om te manifesteer. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Ek kan dit nie op eie doen nie. Ons het nie die vermoë nie. Maar hy in jou het die volle vermoë. Hy het my eendag gesê, hy sê, son, set me free. En ek sê, Here, wat bedoel hy? Hy sê, jou gedagtes, hou my vas om te kan werk net binne wat jy dink ek kan doen. Hy sê, set me free, allow me to be the God in and through your life, en moenie my beperk deur jou denke nie. Hy sê, julle gaan groter werke doen as wat ek gedoen. Ek het dit in die Bybel gesê, en ek sê, Here, wat's groter werk? En ek het hoor toe 'n vrou dit bevestig wat in die hemel was. En hy sê, ja, sy sê, Here, wat is 'n groter werk as om 'n dooie op te wek? Wat is? Hy sê vir hom, en hy ruk haar in die gesig, en hy wys so 'n 17-jarige seun staan by begrafnis waarvan die persoon gekremate is. Daar staan die botteltjie met as. En hy sê, leef. Dan gaan die houer oop, die stof kom uit, en daar staan die man. Groter werke. Is daar iets onmoontlik vir hom binne in jou? Hoeveel kerkouens gaan sit en die Here prys, hoeveel gaan uithardloop? 95% gaan uithardloop. Sien, ons gedagtes is vasgevang in 'n sekere manier van dink, terwyl sy gedagtes hoor ons gedagtes is. 'n ander geval wat die Here aantrek, en ek sê dit, want 'n paar jaar of 2 voor het die Here met my begin praat daaroor. Ek sê, Here, wat van 'n verspeen de berg? Ek sê, Here, hoekom die goed maak mense dood? Hy sê, ek het aan jou die gesag gegee. Julle moet vir daai berg sê, hy mag nie doen wat hy doen nie. Ek het jou gesê vir my kinders gee om te heers oor die skepping. Ek het my gees in julle gesit wat alle krag en alle gesag van die hemel en die koninkryk het. Julle moet dit doen. Jesus, en ek skrik. Ek sal aandag met julle praat oor die feit dat hy gesê het dat die skepping wag met reikhalsing en verlang en hy openbaar maak en seuns vir God, want die skepping wil bevry word van die verganklikheid. En sy sê die Here ruk haar in die gesig in waar daar 'n aardbewing is en geboue het omgeval en 'n persoon kom, 'n jong man van in sy 20's kom en sê, herstel wat jy verkeerd gedoen het en gaan terug en stop
Die aardbewing stop, tot die geboue word teruggesit. En hulle wat dood is, staan op en leef. Is jou gedagtes reg vir die groter werke? Maar Henk, dit kan nie, hoekom sê ons dit kan nie, want ons het nie, was nie blootgestel aan die groter werke nie. Was nie blootgestel aan ons denke beperk om. Laaste voorbeeld, dan gaan ek net vinnig oor Johannes 17 praat, en dan klaar maak. My vriend was by 'n man wat iewers een van die moslimlande bedien, en hulle toe begin die Christene slaan. Dan gaan bid hulle vir hulle, dan maak jy hulle gesond, en dan gaan hulle aan. Toe begin hulle die Christene te skiet. Dan 12 in die aand, dan gaan bid hulle vir die, ons wek die Here hulle op, dan staan hulle op uit die dood uit. Toe kom hy na die konferensie toe, en hy sê die laaste wat al gebeur het, hulle begin opkap. In hande, hulle koppe, en toe gaan bid hulle nie meer nie, en net voor hy kom op die vliegtuig, sê die Here van, hoekom het jy nie gaan bid vir hulle nie? Sê Here, maar hulle lê in stukke, en hy sê so, is daar iets onmoontlik vir hom? Nee. Waar woon hy nou? In jou. Wat jy nou? Armand, hy woon in jou. Jy was gister daar. Nee, jy was nie daar nie. Jy woon in jou. Wat gaan jy in hierdie Jesus doen binne in jou? Is onbeperk. Is jou gedagtes by sy gedagtes. As sy gedagtes jou gedagtes word. Onbeperk. Onbeperk. Ek weet dit strek jou brein. Maar weet jy wat? Ek wil hy met my brein strek. Hy moet dit skeer totdat ek sy gedagtes het. Eerste dag in my lewe het ek op 'n kamp bedien. Toe was ek nog bietjie vasgevang in godsdienstige denke wat sê God is lief vir goeie kinders, maar hy hou nie van die stout kinders nie. Hy trek die soet kinders nader, die stoute skuif hy uit daartoe, en die Here se liefde kom oor my. Ek sal ander dag daar praat, 'n openbaring van sy liefde wat oor my kom. En ek word uitgeruk 3 minute voor 'n lesing op die kamp, en toe was ek nog baie minderwaardig. Baie. Ek skrik my boeglam. Johan weet van die kamp. Ek skrik vir my boeglam. Ek skrik so, ek kan niks uit die Bybel onthou nie. Ek onthou een skrif. Raai wat se een daarop. Een skrif, Johannes 3 vers 16. Enigste skrif wat ek onthou. Enigste skrif. En ek skrik, ek staan daar voor, en ek weet nie wat, ek nog nooit op 'n kamp bedien, ek weet nie wat om te sê nie, niks nie, raai wat. Ek onthou, hy het die gift of the Holy Spirit. Hy het hom vir my gegee. En hy het gesê, jy nie weet nie, vra my. Hy weet. En ek sê, Heilige Gees, ek weet nie hoe nie, ek is so bang, maar help my. En omdat ek hom gevra het, en afhanklik van hom was, toe begin hy te preek. En ek sê goed wat ek in my lewe nog nooit gesê het, nie, nog nooit. Ek kyk na die gehoor, dis 'n klomp manne van 200 plus mans, en ek ervaar God se hart vir hulle, en ek hoor hoe hy sê, maar hy skree dit in my gees, ek het dit bietjie sagter probeer sê, ek sê, maar wie het gesê jy's 'n slegte pa? En wie het gesê jy's 'n slegte seun? Jy is wie God sê jy is. Ja, ons het dalk verkeerde goed gedoen, maar ons is nie die slegte een nie. Die Here sê, jou identiteit is gelê in wat die Vader sê wie jy is. En ons breek, en die manne breek en huil, en ek huil net so lekker saam. Die manne vat nie sakdoeke nie, dis SNT. Ek maak 'n uitnodiging, maar dit is heilige chaos. Maak 'n uitnodiging, hulle staan vol, hulle staan in die gange, en ek bid soos 'n regte pastoor, want ons het mos nou geleer. Sit die hand op die bors, oogies mooi toe, baie opreg in my hart, en bid, en hierdie ou huil. Hy huil so, my hand is papsop nat. Ek sê, Here, dit is so wonderlik wat U doen. 3 maande later vertel ek van wat die Here in daai kamp gedoen het, en 'n vriend van my kom en sê, Henk, ek het daar voor gesit. Hy sê, dit was die trane wat op jou hand geval het. So toe begin ek my hand op hulle skouer te sit.
Die Heilige Gees gee jou wysheid ook soms, jy weet. Maar die Here maak die manne vry. Want die mensdom en die duiwel is die aanklaer en sê, jou identiteit is 'n koppel in jou foute. Maar die Vader sê, jou identiteit is 'n koppel wat my seun vir jou gedoen het. Jy is wie ek sê jy is. Jy is nie die fout van gister en eergister nie. Jy is wie ek sê ek is. God kyk na jou vanuit 'n ewigheidsreëling deur die bloed van Jesus en hy sien sy perfekte plan vir jou. Sê my seun, my dogter, let's go. Jy is sy seun, jy is sy dogter. En niks kan dit verander nie. Daar is nie een fout wat jy kan maak, en ek sê nie foute is reg, die sonde sal altyd sonde bly, God haat sonde, omdat dit mense seermaak, dis een kant, maar as niks wat jy gedoen het, of kan doen, wat hom minder gaan lief maak vir jou, en jou deur 'n ander bril laat kyk nie, na jou nie. Jy is sy seun. In 'n tyd van 'n fout wat ek gemaak het, en ek sê, Here, U kan my seker nie gebruik nie, hy sê, ek kan nie as jy nie dit glo nie. Ek sê, Here, laat U waarheid deel van my lewe word, en Heer, maak sieke so gesond. Maar jy besef is oor wie hy is. Oor wie hy is. Want hy is lief vir mense. Hy wil nie siek hê nie. En toe ek sy hart kry, en ek voel wat hy wil doen, en ek staan terug, sê, Here, U is die geneesheer. Toe haal hy 'n koelpunt uit 'n ou se rug uit. Toe genees hy 'n vrou wat penne in haar enkel het, wat nie verstel om dit met haar enkel te maak, en sy begin dit so te maak. Toe eendag bid ons vir 'n vroukie, ek en my vrou is daar by die kamp, en 'n vroukie kan nie kinders hê, sy 2 seuns, sy sê sy kan nie meer nie, dokter sê sy gaan nie, haar man het gegaan vir operasie, en ek sien die witkop dogtertjie langs, ek sê, die Here gee jou dogtertjie gee, sy begin te huil, sy sê so begeerte, 5 jaar, 6 jaar later, kry sy ons by 'n mall, sy roep ons, sy sê, wag, onthou julle, ek sê, ek kan nie onthou, vir baie gepit, en toe sê die witkop dogtertjie, sê, ek onthou, toe sê sy, wag het, sy roep haar man, bel hom daai Pick n Pay uit, kom hy met die witkop dogtertjie, sy sê, wat ek nie vir julle gesê het nie, ek het nie 'n baarmoeder gehad nie. Ek wou sê, ek so bly jy dit nie gesê nie, maar dan moes ek baie harder bid. Haar man het operasie gehad, daarna moes hy vinnige hysterektomie kry, weens gesondheidstoestande, en die Here kom, hy sê, I don't see, ek sien nie dat hy nie 'n baarmoeder het nie. Waarvoor vertrou jy my? 'n Dogtertjie, ek gee jou die begeertes van jou hart. Het jy 'n graad nodig om deur hom gebruik te word? Moet jy perfek wees vir hom om deur jou te funksioneer? Moet jy heilig en glory wees, 40 dae gevas het? Is goed om te vas, as hy sê vas, jy moet daai goeders doen, jy moet die Bybel lees, is goed om dit ken, ek probeer 'n punt by jou uitbring, moet jy die Bybel uit jou kop uit ken om deur hom gebruik te word? Jy moet hom net glo en toelaat om koning van jou hart te wees. He's love. So ons gaan na die gawes toe. Wil jy graag vloei in die gawes? Die eerste vraag is hoekom? Dus almal kan sê, I'm the prophet of the hour, I'm the man, jy weet, verkeerde rede. Maar as jy lief het, hulle wie hy lief het, dan aktiveer dit die gawes, want dit is tot hulle voordeel, sodat hulle gebou kan word en opgetel kan word. Dis die sleutel om te vloei in die gawes. Laat die vra die Here, hoe voel hy oor hierdie mense rond? Dit aktiveer die gawes. En wanneer hy wonders doen, gaan jou hart sê, it is all about him. Ek wil gou vinnige sleutel vir jou gee. Ek sou dit gelees het in Johannes 16, dan kom Jesus, hy sê, die Heilige Gees sal my verheerlik. Dink is vers 14. Trek dit naby in jou hart. Die Heilige Gees op hierdie aarde verheerlik Jesus. Gaan luister na liede wat geskryf is, mooi bedoel, maar liede wat die Heilige Gees verheerlik en hom aanbid en groot maak, hy voel daar is nie salwing op dit nie. Want Jesus sê, die Heilige Gees sal Jesus verheerlik.
Dan, in Johannes 17 vers 4, sê Jesus, Vader, ek verheerlik U. A mature son will always give the praise and glory to his Father. So die Heilige Gees vereer Jesus vir wat hy gedoen het, en Jesus sy Vader, en die Vader kom en hy kom na jou te sê, my seun, my dogter. Dan, die laaste skrif, dis waarmee ek wil afsluit, Johannes 17. Johannes 17. Ekskuus. Hy sê in vers 7, hy sê hierso, net gou kyk, vers 1, ek kan nie alles vir julle lees nie, het gaan te lank word. Hy sê, ek gaan nou 'n bietjie skiep, want ons gaan te lank vat. Ek wil daar een spesifieke vers uitkom, so, gee my net 'n kansie. Vers 22. Of lees van vers 21, Jesus bid, is die gebed van Jesus. Wat 'n rykdom van gebed. Hy sê that they may be one, just as you, Father, are in me and I in you. Laat dit nie net woorde vir jou wees nie. Vra die Heilige Gees om jou openbaring daarvan te gee. Vader, laat U in my een is en ek is in U. Hoor die roep en die liefde waarmee Jesus hierdie gebed bid, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. En die volgende vers, hy sê, I have given them the glory and honor which you have given me, that they may be one. Wat se heerlikheid sê, hy sê, ek het hulle die heerlikheid gegee en eer gee wat U my gegee het, om een te kan wees. Dis hoekom Jesus haastig was, sê, ek moet gaan na my Vader. Want as ek gaan, dan gaan ek kom vra en ek gaan die Heilige Gees stuur. En die Heilige Gees is die heerlikheid wat ek in hulle gaan sit, wat ons een gemaak. Nou is ons een. Jy kan sy stem hoor. Jy kan sy hart voel. And you will know him. In Johannes 4 vers 8 en 16 sê, if you love, and I love is die agape love, hy sê, you know God. En lees jy Johannes gaan, hy sê, Father, so that they will know you. In vers 3 daar rondom sê hy dit. En dan sê hy ook, this is eternal life, that they will know you. En dan in Johannes 4 wat sê, if you love as he loves, agape love, hy sê, you know him. So die Heilige Gees is die heerlikheid wat hy in ons harte kom sit het as ons hom vra, die geskenk, en daai geskenk maak ons een met hom. Een met God, een met Vader, konnekteer ons direk met hom, en ons is een weens sy heerlikheid. The gift of the Holy Spirit. En daai gift het die volle vermoë om 100% sy koninkryk te manifesteer, Vader, soos in die hemel, so ook op die aarde. Speel gou vir my op. Ekskuus. Ek en my vrou so gewoond aan saam bedien, sy ken al vir my. Ek is baie goed met name, Willem. Sê net jou vrou se naam. Andrea, dis nie omdat ek dit nie wil onthou nie. Hulle wat my ken, weet. Ek bid elke dag, sê, Here, ek wil net mense se name onthou. Dit nog nie gemanifesteer nie, maar ek gaan nou bid. Ek gaan nou bid. Andrea, jy's 'n seun. En ek wil vir jou iets sê. Dit wat jy gesing het, was nie net 'n lied nie. Dit was 'n gebed wat die Heilige Gees in jou hart gesit het. Goed dat nog nie gemanifesteer het nie, maar wat kom, omdat hy die gebed in jou hart gesit het. En hy trek jou in die altaar in.
En ek het die altaar sien met vuur rondom. Die Here sê, he's a consuming fire and he makes his servants a flaming fire. Die vuur brand net die vlees. Nie vir jou nie, maar die vlees in ons, die vleesgedagtes. Jy verstaan, alles wat nie soos Jesus lyk, wat ons keer om in te gaan in die allerheiligste, elke dag, elke oomblik. Hy brande, die beperktheid. Kan jy sien, as die Heilige Gees deur jou sing, dat mense sal omval in die krag van die Here, gesond word, kankers verdwyn en al daai goed manifesteer. Kan jy dit sien? Kan jy dit glo? Dit wat jy sing is profeties wat die Here in jou hart sit, of julle as musiekgroep dit weet of nie weet nie, maar dis die gebed wat ek gehoor het voor jy al begin sing. Maar die Here sê, hier's gebede wat opgaan, en sê, Here, brand die vlees in my weg, brand die gedagtes in my weg, Here, want we want you. En toe sê hy, dan gaan daar 'n tyd aanbreek, wat nie nou is nie. Tyd aanbreek, waar jy opgeneem sal word in sy allerheiligste beleesing. Want jy sal die stem van die Heilige Gees hoor, hy gaan in jou harte begeerte sit, en jy gaan daar staan, en gaan jy hoor, en jy gaan bid wat hy sê, en hy gesê, Holy Spirit, show me something about Jesus, that I can worship today. En dat 'n prophetic song wil kom. En dan gaan hy dieper gaan, tye daarna, en dan gaan jy hoor, jou gees gaan bid en sê, Jesus, show me something about Father, that I can worship you today. And the prophetic song will come. Gaan nie bewus wees aan die mense nie, wat gaan die allerheiligste troonkamer ervaring wees. En die prophetic song sal kom, want die Heilige Gees weet wat hy vandag om mee wil oplig. En Jesus weet wat hy in ons harte wil sit, om die Vader op te lig. And if that happens, glory descends. And you will feel you are in the Holy of Holies. And the cry in your heart will be, show me your face, Father. But let all those that see me not see me, but that they will see your face. And that will save the people out there. En almal van julle roep hy. Die woord sê, almal roep hy, min is uitverkies. Dit het nie met die hemel en die hel te doen nie. Dit het te doen, almal is geroep om volwasse seuns te word in God. Min is uitverkies, want nie almal is bereid om sy kruis op te neem, sy lewe regtig neer te lê. My wil, my ek, hoe ek wil, en pas op, as jy dit aan my doen, gaan ek vir jou, en ek gaan, dit is goed wat hy met my gepraat het, ek besluit waar ek vakansie gaan, waar jy gaan, hoe ek dit doen, hoe dit, jy weet, daar's baie areas wat nie oorgegee is aan hom nie. Dis 'n tyd ons vir 4 jaar nie op vakansie gegaan het nie, want hy wou nie. Die 1 Desember sê ek, Here, ek het 'n bietjie geld gespaar, ek wil Desember my gesin op vakansie gaan, toe ek geld so vat, ek het 10,000 by mekaar, daai tyd is dit baie, so 'n klompie jare terug, toe weet ek sien myne nie. Die November sê hy vir my, jy saai dit, gee dit vir daai boeta. Sien, as hy alles besit, as hy jou lewe besit, het hy alles. Niks beskou jy jou eie nie, dan kom ons by Handelinge uit. En hulle het niks as hulle eie beskou nie. So die Vader kon, as hy sê, gee daar, dan gee jy daar, is niks. Want hy is jou God, hy is jou koning. Jy is afhanklik van hom, dit is net goed wat jy op die aarde het. Dit is nie 'n afgod nie. En ek bel die boeta, ek sê, boeta, die Here sê, hierdie geld is jou geld, begin uit huil. Hy sê, ek het 2-3 jaar laas my kinders vakansie gevat, familie het gesê, luister, kom net tot daar Mosselbaai, ons het die blyplek, alles kom net, en hy het nie brandstofgeld en romhuisgeld nie. Die Here voorsien vir hom, ons sit by die huis, maar hy gaan op vakansie, sit op 'n plot buitekant Lanseria, en die Here sê, hou op die inkoms, nooi almal van hulle wat nie vir kersies of wat ook al weg is, nooi hulle. Kom ons is hier by die 50 mense, sit ons speakers op, my dogter begin worship, ons sê so gesellig, nie broek plakkies, en ons aanbid die Here is net daar. So wonderlike tyd, daar kom mense begin ons te bel, kan ons jou kom sien, mense in krisis, bedien hulle en Here raak mense aan, en Januarie toe sê, nou verstaan jy, ek het julle nodig gehad daar, want ek wil by hulle uitkom. Ek
kon dit so maklik gemis het. Volgende jaar, begin November, sê hy, maak jouself gereed, ek wil jou op vakansie stuur. Binne 'n week, kom 'n ou wat niks weet nie, wat nie is 'n heavy Christen, hy weet God is iewers. Bel my, sê die Here sê, ek moet jou geld stuur. Skrik. Kan jy met die Here hoor, jy weet, jy die nie is jy. R25.000. 'n aanhou wat niks van hierdie ou weet nie, wat niks van omstandighede weet nie. Ek het enige ou Mosselbaai gaan bedien, vriende se vriende, en hulle gaan deur 'n krisis, en hulle vlieg my op daartoe, en die Here, terwyl hy so met my praat, wys die Here, ek sien blom, die vrou skilder jou vrou. Hy sê, sy skilder, sy's baie lief vir dit, ek sien blomme, hy begin te lag, hy sê, dis al wat sy skilder. Ek sê, wow! Gaan daartoe, bedien julle, dis 'n jaar en 'n half, 2 jaar daarna, hulle bel my. Ek sê nie 'n pel nie, dis wat gebeur het. En bel my. Sê my, hoor jy Henk, ons het ons eerste huis wat ons getrou het, sit so die helfte van die kop daar, Mosselbaai oor die hawe, kyk jy so oor die hele hawe. Dit pragtig, ek en my vrou is plasies. Wie van julle is plasies? Wie verstaan plasies, houtvloere, leer, ons is plaasmense. En daai huis het houtvloere, 5 slaapkamerhuis. Hy sê, daar kom gewoonlik so 2-3 verskillende koppels, groepe van ons familie, en die een kan hierdie jaar skielik kom nie. As jy ons op ons hart gevoel, wil julle kom. Gratis. Sit daar op jou vloer loop, ag Here, hou van hierdie gele houtplank. Here sê vir my, jy praat met niemand, want jy het baie na Aries Kambin goed gedoen. Jy praat met een van jou vriendin, jy sê, hierdie vakansie is, fokus ek op my gesin. My jongste seun sal vir jou sê, sy beste vakansie ooit was daai vakansie. My ander seun het atletiek goed gehad, op 5:30 die oggend, en gaan ons daar bo, daar in die sportvelde toe aan, hardloop, en hy oefen, ek en Sandra stap om, ons hardloop nie om nie. 5:00 die middag, gaan ons doen ons die rugby, het vir Monas monument gespeel, dan gaan paas ons rugbyballe vir hom, ek en my oudste seun, en ek het my seun verras daai dag, op die sand, en ek het die bal, en ek sidestep vir hom, ek is verby, maar hulle begin te lag. My oudste seun sê, pa, dit lyk so slow motion, soos jy so stadig. Ek sê, wat, dit was vinnig. Jy het Brian Abada se toon. Lig van voet, flink. Hulle lag tot vandag daaroor. Ons het 'n wonderlike vakansie gehad, saam met Jesus, want hy het dit moontlik gemaak. Beste besluit in my lewe, 12 jaar gesien, my hart oop te maak, sê Here, is alles. To love him and be in love with him every day. Net waar jy is, voel jy die Heilige Gees is hier. Hy is besig om die koning groot te maak. Maak jou oë toe en laat hom net sy liefde vir hierdie koning in jou hart opnuut verfris.